Your nights of confusion has been so long. Your ship has lost anchor, and the storm's got you drifting. Just hold on to Jesus and ride out your storm. Ride out your storm. As 'n goeiemôre. So bly vir elkeen wat ingeskakel het, verseker in hierdie oggenduur dat ons te midde van storms in ons lewens net sal vashou aan die Here. Here, my gebed vanoggend is dat hy die storm in jou lewe gaan stil maak. Of Here, vat ons deur hierdie storm op u tyd. Bring u woord vanoggend in vervulling. Ons weet baie keer is geloof om te leef vanuit die ervarings van gister met die hoop dat God nog vir ons iets groots gaan doen. Hy is by magte om vir ons te gee ver bo wat ons mag bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Here, bring u woord in hierdie oggenduur in vervulling. Mag elke woord beloftes oor jou lewe in vervulling kom. Dit is nie altyd maklike geestelike pad wat ons stap as die storms om ons toesak nie en die beproewings ons kant toe kom nie, maar dit is iets anders om vas te hou aan die Here en volhardend die Here te dien tot die deurbraak kom. Satan gaan alles in sy vermoë doen. Hy wil steel, hy wil hê ons moet moedeloos raak. Hy wil hê ons moet die handdoek ingooi, maar na hierdie woord gaan jy verseker vashou aan die Here. En ek wil verwys na Matteus 15, 21 tot 28, die verhaal van die Kanaanitiese vrou. In die gedeelte weet ons dat sy 'n heidense vrou was. Sy was 'n nie Jood. En sy kom en sy nader die Here wat 'n Jood is. Israeliete het die ander volke as onrein beskou. Hulle het nie gemeenskap met hulle gehou nie. 'n Kanaanitiese vrou nader Jesus en sy roep uit en sy sê: "Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. My dogter is erg van duiwel besete." Sy het verseker besef Jesus is haar enigste antwoord. Dis al persoon wat haar dogter kan volmaak volkome genees en daarom het sy uitgeroep. En toe kom die disippels nader en vra hom en sê: "Here, stuur hierdie vrou weg want sy roep agter ons aan." Maar Jesus antwoord en sê: "Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel." Wat Jesus eintlik hier sê is, dat ek nie vir jou gekom het nie, dat ek net vir Israel gekom het. Dis wat die woord hierso sê, maar ons weet dat hierdie vrou aangehou het. Die vrou het haar nie deur Jesus se disippels se afwysende houding laat afskrik nie. Sy herhaal bloot weer haar smeking in vers 25, daarop kom sy en sy val voor hom neer en sy sê: "Here, help my." Ons nader op vanoggend die Here en sê: "Here, ons is in hierdie krisis, ons is in 'n storm. Here, en ons vra dat u by ons gaan stil staan, dat u ons help. Kom by my op." Psalm 91 vers 15. Wat as die Here sal aanroep in die dag van benoudheid. Hy gaan ons verhoor en ons gaan eer aan hom gee. Here, verlos ons. Dankie vir u deurbraak. Dankie vir u oorwinning in Jesus naam. En sy 3 maal het sy nee gehoor, maar ons weet sy het aangehou. Dan sê Jesus vir haar, die 3de keer wat sy aangehou het, sy geroep het: "O vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos wat jy dit wil hê." En ons weet, daardie uur af het haar dogter gesond geword. Here, u kan net 'n woord spreek in ons situasie in. En ons kan oorwinning beleef, ons kan 'n deurbraak beleef vanoggend. Ek roep lewe, ek roep oorwinning vanoggend in jou situasie. Ek wil vir jou sê, moenie moedeloos word nie. Hierdie Kanaanitiese vrou het aangehou, roep tot die Here tot 3 maal, tot wat die Here haar geantwoord het en sy 'n wonderwerk het sy beleef. Dit is wat ware geloof is, om vas te hou aan God en te besef, hy is die enigste antwoord. Hierdie vrou was 'n heiden, sy het geen grond gehad om op te staan nie. En sy het verseker, het sy net gesê: "Here, ek hou vas aan u." Dat Jesus tog uiteindelik aan haar versoek voldoen.
is en haar dogter genees, verhef ons hierdie gebeurtes dat God sy genade ook vir ons is in hierdie oggenduur. En nie net vir nie-Jode, nie net vir heidense mense nie, maar Here, u genade is ook vanoggend vir ons wat u kinders is. Here, u genade was vir hierdie heidense vrou, Kanaanitiese vrou. In hierdie volhardende optrede lê 'n groot waarheid. As die Here hierdie vrou gehelp het, hoeveel te meer wil hy nie ons, sy kinders en sy volgelinge help nie. En dan is daar nog 'n voorbeeld, Elia, hoe die Here hom kragtig gebruik het. 1 Konings 18:1 kom die woord en sê, wat Elia kry 'n opdrag, hy sê, gaan vertoon jou aan Agab, ek wil reën stuur op aarde. En ja, Elia reageer absoluut op God se woord, en ons weet, hoe die Here hom magtig geopenbaar het op die berg Karmel. Ja, mag God hom ook openbaar aan jou in hierdie oggend. Ons besef, ons dien die God van die onmoontlike. Hy spesialiseer in onmoontlike situasies waar hy sy almag wil openbaar. Ons dien nie 'n dooie God nie. Hy is 'n werklikheid. Hy leef in 'n oomblik. Steek hy daai hele offer met vuur aan die brand en alles word op daai offer verteer. En ja, dit is werklik vir my 'n bewys. Ons God leef en hy het opgestaan. Hy's 'n werklikheid. En as ons werklik staan op hierdie woord, Here, Elia het werklik God se woord in vervulling gebid. Hy stuur sy diensknegt uit om te gaan kyk of daar nie 'n wolkie in die lug is, dat daar 'n reën op pad is nie. Maar sy diensknegt sien niks nie. Maar Elia het nie moedeloos geraak nie, hy het aangehou. Hy het weer sy diensknegt gestuur, tot 7 keer. Hy het nie nee gevat vir 'n antwoord nie. Ek wil vir jou in hierdie oggenduur aanmoedig, moenie nee vat vir 'n antwoord nie. 7 maal stuur Elia die diensknegt. En eers die 7de keer kom die diensknegt terug en hy sê, daar's 'n wolkie so groot soos 'n man se hand wat verskyn. En dan kom vers 45 wat sê, en in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind, en die groot reën het gekom. God is getrou aan sy woord, hy is getrou aan sy belofte, hy het vir Elia gesê, gaan vertoon jou aan Agab, ek wil reën stuur. Dit het tyd geword, dat ons nie nee vat vir 'n antwoord nie, ons staan op God se woord, ons staan op sy beloftes. Here, bring u woord in vervulling in Jesus naam. Ons gaan vashou aan die Here. Ek weet nie wat jou situasie of krisis in hierdie oggenduur is nie, maar Here, ons gaan vashou aan u, ons gaan u vertrou vir ons genesing, ons gaan u vertrou vir 'n finansiële deurbraak, of van watter aard ook al. Hebreërs 10:23, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. God is getrou aan sy woord. As hy jou belofte en as hy jou woord gee, hy gaan dit in vervulling bring. Kom ons hou vas aan die Here. En dan 'n laaste voorbeeld wat ek wil verwys is Genesis 32, waar Jakob terugkeer. Hy wil terugkeer na Kanaan en hy ontvang hierdie woord van die Here. En die Here het vir Jakob gesê, gaan terug na die land van jou vaders, na jou familie, en ek sal met jou wees. God gee vir Jakob 'n belofte, 'n woord om op te staan. En ja, Jakob stuur sy boodskappers die volgende oggend uit, om met Esau te probeer vrede maak, en hulle ontvang die nuus dat hy op pad is met 400 man. Jakob was doodsbenoud. Sy gebed in Genesis 32 vers 11 weerspieël dit. Red my tog uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my doodslaan, die moeder saam met die kinders. Verseker was Jakobs angsbevang, hy was doods bang, hy was bevrees, maar dank die Here, hy het 'n woord om aan vasgehou, want die Here het vir hom gesê, gaan terug na die land van jou vaders, jou familie, en ek gaan met jou wees. God is getrou, hy gaan met hom wees. Ons weet Jakob het foute gemaak, ons weet hy het sy eerste geboortereg verkoop vir 'n pot lensiesop, en hy het sy vader se seun ontvang, hy het sy broer bedrieg, en so moes hy vlug na sy oom Laban toe. Ons weet hy het 'n fout gemaak, maar God hou ons nie by ons foute nie. Daar was 'n dag in 'n Jakob se lewe wat hy moes regmaak met God. Die tyd het aangebreek, dat hy nie meer sy eie dade kan probeer regverdig nie. Hy kan nie daarvan wegvlug nie. Hy kom in 'n ontmoeting met die Here en hy worstel by die Jabok rivier tot en met dagbreek.
Na Jakob se ontmoeting en worsteling met God daardie nag, het sy ontmoeting met sy broer totaal anders verloop. God se woord, ek sal met jou, ek sal by jou wees. Hy moes daardie aand moes hy erken, ja, hy moes bely om 'n deurbraak te ontvang. Genesis 32 vers 26 kom na ons toe, waar Jakob sê, toe sê, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan, tensy dat u my seën. Jakob het nie nee vir 'n antwoord gevat. Hy het gesê, Here, ek sal u nie laat gaan, tensy dat u my seën. Here, ek gaan vashou aan u, totdat my deurbraak, my oorwinning daar is. En mag hierdie woord jou vanoggend stig, mag hierdie woord jou lewend word vanoggend in jou gees, dat jy sal besef, God wil sy woord in vervulling bring. Hy het dit gedoen vir Jakob, hy het dit gedoen vir Elia, hy het dit gedoen, verseker vir die Kanaanitiese vrou. Jakob se naam is daar verander na Israel, omdat hy met God geworstel het en daar oorwin het. En die Here het hom daar geseën. Kom ons vat God op sy woord, kom ons bid volhardend tot die deurbraak kom. Jesaja 62 vers 6. Kom ons herinner God aan sy beloftes, moenie rus nie. Psalm 43 vers 9. Smaak en sien dat die Here goed is. Ja, wat 'n wonderlike woord het ek weer in hierdie oggenduur met jou gedeel. En my gebed vir jou in hierdie oggenduur is dat jy sal vashou aan die Here te midde van storms wat om jou woed. Man, God gaan jou deurvat. Hy kan in 'n oomblik 'n woord in jou situasie spreek en jou hele situasie kan draai in Jesus naam. Kom ons bid in hierdie oggenduur saam. Here, dankie vir 'n oggend soos hierdie. Dankie dat ons die troon van genade kan nader. U is groot en u is goed. Here, u is 'n waarmaker van u woord. Here, ons gaan vashou aan Jesus tot jou deurbraak kom, tot jou oorwinning daar is. Here, u het nie nee. Elia het nie nee gevat vir 'n antwoord nie. Here, daai Kanaanitiese vrou het aangehou. Here, tot die Here vir haar gesê het, jou geloof het jou gered en haar dogter het van daardie uur af gesond geword. Here, hier was 'n Jakob wat u geseën het en Here het hom nie laat gaan. En Here het hom geseën daar waar hy ontmoeting was, daar waar hy met Jesus geworstel het. Here, ons gaan nie laat gaan tensy dat u ons seën nie. Ons gaan vashou aan die Here. Ons staan op die woord, ons staan op die beloftes. Here, u is getrou aan u woord. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. Dankie vir 'n oggenduur soos hierdie. Dankie dat ons u kan glo en dat ons u kan vertrou. U is in ons storm. Maak hierdie storm stil in hierdie oggenduur in Jesus naam. Amen.